Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie-eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 5 van die 2021 vraestel ook met jou bespreek. Hier sal jy nou sien dat trig is eintlik 'n baie groot gedeelte van jou vraestel, 27% daarvan. En onthou, trig is 'n graad 11 en 'n graad 12 hoofstuk gekombineer. Hier sien jy nou die vraag. Ek stel voor jy pause die video en probeer die vraag self en dan gaan kyk jy na my verduideliking. 5.1 Vereenvoudig sonder die gebruik van 'n sakrekenaar die volgende uitdrukking tot een enkele trigonometriese verhouding. Goed, hier gaan ons nou eintlik graad 11 se herleidingsformules gebruik. Kom ons begin met sin 140. Die herleidingsformule wat ons gebruik is die sin 180 minus 40 herleidingsformule en onthou daai hoek daar is altyd 'n skerp hoek en ons kry die antwoord is dan sin 40 want in ons cast diagram is daar die 180 minus herleidingsformule in sin se kwadrant, daarom is dit positief. Dan sin 360 minus x, dit gaan ons herlei na min sin x toe, en die rede hoekom daar 'n min is, want daai 360 minus x herleidingsformule is in cos se kwadrant. Cos 50 gaan ons nou oor praat. Cos 50 is presies gelyk aan sin 40, so in cos 50 se plek in die volgende stap gaan ons sin 40 vervang, en dan hierdie min tan x, dit werk so, die tan, waar dit vandaan gekom het bedoel ek, die tan van 'n negatiewe hoek is minus die tan van die positiewe hoek. En dan in die volgende stap gaan ons ook die quotient identiteit nodig kry, hierdie enetjie wat sê tan x is dieselfde as sin x op cos x. So daar het ons nou die cos 50 herlei na sin 40 toe en ons het vir tan x geskryf as sin op cos. Die min en die min deel, dan word dit 'n plus en dan gaan ons oorwees met sin x gedeel deur sin x op cos x wat dieselfde is as maal cos x op sin x en dan sin x en sin x gaan mekaar uitkanselleer en die antwoord is cos x. So waar is die punte? Dat jy vir sin 140 na sin 40 toe verander het, die sin 360 na min sin x, die tan van die negatiewe hoek na min tan x toe, die cos 50 wat sin 40 geword het, die tan wat sin op cos is, die feit dat jy hierdie uitgekanseleer het, en die finale antwoord 6 punte. 5.2 bewys daardie identiteit. Onthou, as ons 'n identiteit bewys, dan moet ons die som skei in 'n linkerkant en in 'n regterkant. So ek gaan met die linkerkant begin. Wat ek sien is my hele som het cos en hier is 'n sin kwadraat. So daai sin kwadraat gaan ek nou verander dat dit ook 'n cos is. Hoe ek dit gaan doen is met die vierkantsidentiteit sin kwadraat plus cos kwadraat is 1. So ek gaan vir sin kwadraat alleen kry en ek kry 1 minus cos kwadraat x. So nou gaan ek in my linkerkantste som daar waar die sin kwadraat x is, gaan ek 1 min cos kwadraat x vervang en onthou as ek vervang moet ek hakkies gebruik. Nou verder gaan ek hierdie cos 540 minus x, wat 'n mens daar doen, is jy trek van daai 540, trek jy 360 grade af, en dan kry jy cos 180 minus x. En daai herleidingsformule kan 'n mens reduseer na minus cos x toe. Hoekom 'n minus? Onthou bietjie, die cast diagram, hierdie is die 180 min kwadrant en cos is negatief daar.
So terug na my som, wat ek ook gaan doen, is ek gaan nou daardie min 2 in vermenigvuldig en dan vir kos 540 skryf as min kos x. En kan jy sien, ek het ook definitief daai min is daardie min en ek het 'n hakie gebruik toe ek dit nou in vervang het. Verder gaan ek nou hierdie min 2 en daai 1 bymekaar tel en dan gaan ek dit in 'n ordentlike dalende volgorde skryf. Goed, nou is ek so ver. Wat nou hierbo gebeur, is mens moet amper hierdie ding herken as sê nou maar 2a² plus a minus 1. En as jy dit kan sien hier op die regterkant, daai ding 2a² plus a min 1 kan jy dan faktoriseer en dit skryf as 2a min 1 a plus 1. En dan nou terug in jou som, gaan jy net oral waar jy dan nou a het, gaan jy cos x skryf. Kyk daar. En dan gaan cos x plus 1 en 1 plus cos x is dieselfde, hulle kanselleer uit en jy kry 2 cos x min 1 en dit is wat hulle wou hê, dus is die linkerkant gelyk aan die regterkant. Waar is jou 4 punte? Dit gaan wees hier by jou vierkantsidentiteit, dat jy vir cos 540 minus x as min cos x geskryf het, jou faktore en jou finale antwoord. 5.3 gegee sin 36 grade is wortel 1 min p². Bepaal sonder om 'n sakrekenaar te gebruik elk van die volgende in terme van p. In terme van p beteken dan moet 'n p in jou antwoord wees. En nommer 1 is dan 36. Nou voor ons nog eers soontoe kan gaan ek nou vir julle wys hier aan die regterkant. Daai sin 36. 36 is 'n hoek wat in die eerste kwadrant woon, dis daai hoek daar. En nou gaan ons eers 'n bietjie met die stelling van Pythagoras al die waardes uitwerk. Nou stem jy saam, sin se verhouding is y op r en die y is daai wortel 1 min p², maar daar's niks onder die lyn nie, maar eintlik is daar 'n deurskynende 1. So daardie 1 is dan nou die skynsy en die y is dan wortel 1 minus p². So wat ons benodig is ons benodig die x. So x² plus y² is r², Pythagoras het so gesê, nou vervang ons daai waardes in. Ons gaan vir x² uitwerk. So in y se plek vervang ons met 'n hakie die wortel 1 minus p² en in r se plek die 1. Goed, as ons die wortel kwadreer hierso, dan kanselleer die kwadraat die wortel uit. Ons het oor 1 min p² en dan aan die regterkant 1² is 1. En nou gaan ek vir x² alleen kry, so die 1 en die min p² stap oor. 1 minus 1 aan die regterkant is niks nie en ek het x² is p², maar ek wil nie vir x² hê nie, ek wil net vir x hê. So ek trek die vierkantswortel. As jy die vierkantswortel trek, is dit plus minus en in hierdie geval gaan dit wees net die vierkantswortel van p² is plus p. Hoekom gebruik ons die positiewe 1? Jy kan sien hier in die eerste kwadrant is die x-waardes is positief. Goed, nou is dit maklik. Nou gaan ons terug na tan 36 toe. Tan se verhouding is y op x en ons vervang die waardes. Y se waarde 1 min p² onder 'n wortel en x se waarde p. So waar is die antwoord? Die punte bedoel ek is dat x is p, dat jy geweet het tan is y op x en die finale antwoord. .3.2 moet ons nou vir cos 108 skryf in terme van p. So cos 108 kan ons die herleidingsformule cos 180 min 72 gebruik, maar weer eens, as ons die 180 min herleidingsformule gebruik, moet jy oppas, dan is dit minus
cos 72. Goed, maar ons het 'n probleem, want ons som het 'n 36 grade hoek en nou het ons 'n 72 grade hoek, maar gelukkig vir ons is daar 'n ding wat ons noem dubbelhoeke. En 2 maal 36 is, kan jy glo, 72. Daarom het ons nou 'n dubbelhoek daar. Op die formuleblad is daar 3 opsies vir cos 236, met ander woorde 3 opsies vir die dubbelhoek van cos, en die een wat ek gaan gebruik is sommer hierdie onderste ene, 2 cos kwadraat alfa minus 1, en dan vervang ek dit nou as 2 cos kwadraat 36 minus 1, en dan is cos kwadraat 36, weet ons mos nou is p kwadraat, en dan gaan ek nou net die min invervang, en daar is die antwoord. So waar is die punte? Die punte is dat jy gesien het cos 108 is min cos 72, dat jy dit 72 as 'n dubbelhoek kon skryf, dat jy die dubbelhoek kon invervang, en dan die finale antwoord. Hier sal jy sien, het ek vir jou playlists aangehaak van die graad 11 en 12 trig, indien jy dalk meer inligting wou hê. En as jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende vraag in hierdie vraestel toe. Dit sal vraag 6 wees en dis ook trig.